hierdie punt geleentheid gee vir die kinders om te verdaag na die saal toe vir die kleinspan vir kinderkerk. So die wat graag daar wil inskakel, julle is welkom om nou juffrou Bianca daar agter te volg. Net soos wat ons sit, daar is ek terug. Ek het vir 'n oomblik gewonder. Dankie, Avri. Net soos wat ons sit, vat die persoon se hand langs jou en dan bid ons saam as geloofsfamilie. Almagtige God en Hemelvader, ons vra vanoggend dat wanneer ons hierdie woord lees, dat dit vir ons lewend sal wees. Dat dit nie net woorde op papier sal wees nie, dat dit nie net 'n oulike idee of 'n motiverende gedagte sal wees nie, maar dat dit wat ons lees werklik tot ons harte sal spreek. Dat dit ons die vermoë gee, Here, om juis die veranderings te maak wat nodig is. Om in ons eie lewe die skuwe en die besluite te maak wat U koninkryk reflekteer. Ons gebed, Here, is dat U juis vanoggend ons harte sal ontvanklik maak. Dat hierdie woord vanoggend wortel skiet in ons harte en vrug dra in ons lewens en dat dit 'n impak sal hê, nie net in ons huishoudings nie en nie net in ons gemeente nie, maar ook in ons gemeenskap. Ons bid hierdie, Here, want ons weet dit waar goed vir ons onmoontlik is, waar dit vir ons voel asof verandering nie kan plaasvind nie, of waar dit vir ons voel asof hierdie area of ruimte dood is, steeds daar bring U lewe, want vir U, Here, is niks onmoontlik nie. So hier is ons, spreek, Here, U diensknegte luister. Amen. Ons teksgedeelte kom uit Romeine 12, en jy is welkom om so lank daartoe te blaai, maar ek wil net eers so 'n klein bietjie agtergrond gee oor ons tema vir vanoggend. En die gedeelte wat ons gaan lees is redelik kort, dis Romeine 12 van vers 1 tot 2. Ons gaan uit die 2020 vertaling lees en die woorde gaan op die bord wees, maar as jy dalk 'n ander vertaling byderhand het, of dieselfde, gaan ek jou uitnooi om saam te volg en dalk te kyk, waar verskil dit of waar lyk dit 'n klein bietjie anders. Julle weet nou, ons is in die tussenin spasie, tussen waar ons die opstanding gevier het en waar ons in hierdie week nog wat kom, Hemelvaart gaan vier. En so in hierdie tydperk lyk ons fokus natuurlik anders. Ons liturgie lyk 'n bietjie anders, maar ons fokus juis oor wat dit beteken om nuwe mens te wees, om saam met Christus op te gestaan het uit die dood. Dis ook iets waarna ons kyk. Voor die lang naweke was ons fokus op die verandering van ons denke. Ons het mekaar gesê, dis regtig belangrik om te verstaan dat die Bybel lê klem op ons denke, omdat jou gedagtes nie maar net jou gedagtes is nie. Jou gedagtes skep jou realiteit. En dit is bietjie moeilik om 'n geloofslewe te lei, te weet dat God voorsien, te vertrou op God se goedheid, te weet dat God my vergewe en aanvaar het, of selfs net bloot om liefde te wys, of agente van vrede te wees, as ons gedagtegang nie verander is nie. Ons het vir mekaar gesê, dis redelik belangrik dat ons denke laat vernuwe, soos wat die Bybel ons leer, want dis met hierdie anderste denke wat ons lewe anders ingerig word. Ons kan nie meer dieselfde dink nie. Nou, vir dieselfde geld is dit belangrik om te verstaan dat ons nie net ons gedagtes is nie, nê. Elkeen van ons sit hier in 'n lyf. En die vraag wat ons vanoggend vra is, wat het my lyf met geloof te doen? Want in baie gevalle wanneer ons begin praat oor ons fisiese liggaam, dan kom daar 'n paar vreemde debatte op die tafel. Daar is debatte oor, mag ons tatoeëermerke hê of nie? Mag ek oorbelle inskiet of gate maak op ander plekke? Mag ek rook of alkohol gebruik? Moet ek oefen of 'n dieet volg? En soms is daar in media interessante stemme rondom juis ons gewig of ons gesondheid en geloof. En so, dit raak moeilik en dit raak soms oor ingewikkeld en eintlik is dit nie veronderstel om te wees nie.
Maar ons kan ook nie ons liggame en die impak wat dit het op ons geloof enigsins minag nie. Want die Bybel vat tog tyd om daaroor te praat. So dis waar ons vanoggend gaan kyk. So 'n bietjie van hierdie vrae dalk probeer antwoord in die proses. Die interessantheid is egter wanneer ons praat oor om ons denke te laat vernuwe, dan is die teksgedeelte wat ons vanoggend gaan lees juist dit. Dieselfde teksgedeelte wat ons voor die lang naweek gelees het, laat julle gedagtes hernuwe word deur die Gees. Maar 'n stukkie voor dit sit eintlik die pas of gee die pas oor vir hierdie teksgedeelte. So, kom ons begin by ons teks. Romeine 12 van vers 1 tot 2. Dit sê die volgende: Broers, op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik is. Dit is julle sinvolle godsdiens. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en die aanneemlike en die volmaakte wil van God is. Ek gaan net vers 1 vir ons weer lees. Broers, op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik is. Dit is julle sinvolle godsdiens. Net tot sover. Ek dink dalk is dit net eers vir 'n oomblik belangrik om bietjie te praat oor 'n offer, want offers is nie iets wat ons ken in ons kultuur nie, en wanneer die Bybel praat oor offers, dan sit ook verseker nie in dieselfde lig as om 'n opoffering te maak nie. Die woord offer hier is die woord in Grieks thesia. En thesia het die konteks gehad van sy tyd wat almal baie goed verstaan het. 'n Offer was iets wat jy oorgegee het aan die een in wie jy glo. So offers was natuurlik in die Joodse kultuur gedoen, maar dit was ook gedoen in die Grieks-Romeinse kultuur aan hulle afgode en afbeeldings. En die hele gedagte van 'n offer het hierdie beginsel ingehaat. En natuurlik moet julle nou verstaan, daar was verskillende offers en daar was verskillende maniere hoe hulle gebring was, maar daar's 3 basiese beginsels rondom 'n offer wat almal verstaan het regdeur hulle geloof of kultuur. En dit was die volgende. Die eerste ding is dat daar 'n verandering is aan eienaarskap. So met ander woorde, as ek 'n bokkie bring om te offer of 'n item bring om te offer, of daar was selfs in sekere tye of in sekere geleenthede drankoffers gewees. Wanneer ek hierdie wyn bring, wanneer ek hierdie item bring, wanneer ek hierdie bokkie bring of hierdie lammetjie bring, dan is dit besig om 'n verandering van eienaar te kry. So met ander woorde, dis nie meer myne nie. My naam is nie meer daarop nie. Wat ek besluit om daarmee te maak is nie meer ter sprake enigsins nie. Dit word nou die een aan wie ek dit offer. So met ander woorde, in die Joodse kultuur was dit word God se. In verskeie van die ander gelowe sou dit vir hulle onderskeie gode gewees het. Die volgende ding wat regdeur die verskillende kulture en gelowe dieselfde was, is dat hierdie offer moes doodgemaak word, vernietig word. Want die beginsel daar agter is as ek 'n lammetjie het wat ek aan God gee, maar hy is nog eintlik by my, dan is ek in die versoeking om hom ook tot my voordeel te wil gebruik. Terwyl om hom vir God te gee beteken hy's totaal en al in God se hande en hy's uit my hande. En so wat maar die gebruik was is juist dat hy doodgemaak word of geslag word, of in sekere offers was die item of die dier totaal en al verbrand met vuur. Die beginsel is dood of vernietig. Daai offer is nie meer by jou nie, dis nie meer in jou hande enigsins nie. En dan die laaste aspek maar daaraan, en dit hou verband met die dood of die vernietiging, is dat dit eenmalig was. So jy kon nie dieselfde offer oor en oor bring nie, jy het daai offer eenmaal gebring en dit was klaar, jy het dit oorgegee in God se hande en dit was die einde. Dit was offers. En in watter maniere dit ook al gebeur het en in wat ook al die geleentheid was, hierdie 3 beginsels het gestaan.
As dit 'n item was hy 10 en heeltemal net verbrand. Wanneer dit in sekere gevalle 'n lammetjie was, dan was daar bietjie gebruik rondom die bloed wat gesprinkel word, die vleis wat gaar gemaak word, 'n porsie wat na die priesters toe gaan en 'n porsie wat die persoon wat die offer gebring het self eet tot eer van God. En familie en vriende kan nooi om saam te kom feesvier oor verlossing. As dit 'n wyn was, iets soos 'n drankoffer, dan was dit uitgegiet naby die altaar. En so daar was verskillende maniere om hierdie offers te bring en verskillende maniere om dit aan te bied, maar hierdie 3 beginsels het gegeld. Dit was altyd 'n eienaarskapverandering, dit was altyd 'n vernietiging of 'n doodmaak en dit was altyd eenmalig. Maar wanneer Paulus hier praat oor 'n offer, dan gebruik hy eintlik 'n paradoks. Hy sê iets wat nie heeltemal sin maak nie, want dis nie 'n offer wat geassosieer word met dood en vernietiging en eenmalig nie. Dis 'n lewende en heilige offer. So Paulus sê ons liggame moet aan God gegee word as 'n lewende en 'n heilige offer. Nou moet ons eerstens verstaan, die woord offer geld nog steeds, en in hierdie geval is dit net 'n lewende offer. So met ander woorde, dis nie iets wat eenmalig is nie. Dis nie iets wat doodgemaak word en dis dit nie. Maar die verandering van eienaarskap gebeur nog steeds. So wat Paulus bedoel in hierdie teksgedeelte wanneer hy dit aan die gemeente in Romeine deel, want hy weet hulle ken offers. Hy weet hulle verstaan hoe dit werk. En so Paulus se oproep aan die gemeente is eintlik jou lyf, jou fisiese hier wees. Dit gee jy oor aan God. En jy gaan dit nie doodmaak om dit daar te kry nie. Jy gaan dit nie vernietig om dit daar te kry nie. Jy gee dit as te ware in God se totale eienaarskap oor. Dis nie meer joune nie. En dit beteken dit moet die manier waarop ek en jy is in die wêreld, die manier hoe ons leef, die manier hoe ons goed doen, moet dit anders wees. Nou goed, in beginsel is dit dalk baie mooi, maar kom ons gesels gou oor hoe lyk iets soos hierdie prakties. Want prakties is my lyf die enigste manier hoe ek kan wees in hierdie wêreld. Dis die enigste manier hoe jy enigiets kan beleef en dis die enigste manier hoe jy enigiets kan doen. As ek ergens heen wil kom, moet ek loop of in 'n motor klim en ry. Ek kan nie net op 'n volgende plek wees nie. Alles wat ek om my beleef ek deur my sintuie, wat ek ruik en sien en proe en hoor en voel en vat. Dis my lyf word nie net die manier van hoe die wêreld met my gebeur nie, maar ook die manier hoe ek met die wêreld gebeur. Dis my middel van teenwoordig wees, van hier wees. En so om dit aan God te gee, om daai eienaarskap oor te gee aan God, beteken ek het nie meer 'n sê in wat ek dink is goed vir my lyf nie. Ek het nie meer 'n sê in wat ek graag wil doen nie, want dit gaan oor dit wat vir God belangrik is. Nou, daar's 2 aspekte wat ons dalk so 'n bietjie van mekaar moet onderskei. Die eerste is die goed wat met my gebeur. Ek het nie noodwendig beheer altyd daaroor nie, maar dis die goed wat met my plaasvind in ons wêreld as gevolg van omstandighede. Dit kan fisiese omstandighede wees, of dit kan iets wees soos om buite te staan en die wind te voel teen my vel, of die natheid wanneer dit reën. Dis nie iets wat binne my beheer is nie, maar dis iets wat ek ervaar en beleef. En die tweede aspek is die goed wat ek doen, die goed wat ek kies om uit te voer of op te reageer. Dis ek wat as te ware met die wêreld gebeur. So die een aspek is dit wat met my gebeur en die ander aspek is dit wat ek doen of uitleef. En albei van hierdie aspekte lyk anders wanneer ek myself as 'n lewende en 'n heilige offer aan God gee. Want onthou, die eienaarskap is nou nie meer by my nie. Dis iets wat ek oorgegee het aan God. En so wanneer ons net bietjie stil staan op dit wat met my gebeur, dan beteken dit die goed wat met my gebeur word ook die manier hoe ek God leer ken. Met ander woorde, my lyf word deel van my geloofsreis.
Aangesien dit Moedersdag vanoggend is, gaan die eerste voorbeeld wees ons ma's. Vir 'n vrou om swanger te word en geboorte te gee, is 'n ongelooflike duur koste. En ek praat nie van 'n finansiële koste nie, ek praat van die fisiese koste om lewe te laat groei binne jou. Daai babatjie suig al jou nutriënte, minerale, vitamiene op. Elke ding wat by jou lyf ingaan, word eers aan die babatjie voorsien en dan aan jou. Vir die ma's wat reeds hier sit, julle die koste aan julle lyf gevoel. Wanneer ek daaroor praat, dan praat ek maar daaroor uit dit wat ek gesien het en ervaar het by myself, dit wat ek self voor opgelees het. Maar daai koste het jy gevoel aan jou lyf. En toe geboorte eers geskenk is, niemand van julle hoef hande op te steek nie, maar hoeveel van julle het jou werklike lyf teruggekry? Jou normale funksionering, jou fiksheid, jou 100% gesondheid, jou figuur dalk, of dalk selfs net die manier oor hoe jy oor jouself dink, of jou smaak, of die goed wat vir jou belangrik is, of altyd geïnteresseer het. En in die proses, terwyl dit met ons lywe gebeur, leer ons dat om lewe te gee, om deel te wees van God se skepingsproses, kos ons. Dit word 'n les waar ons begin verstaan dat wanneer God vir my sê, ons moet mekaar lief hê, of ons moet agente wees van vrede, dan beteken dit nie net ek gaan in 'n vertrek inwals en alles is makliker nie, of ek stap in 'n moeilike situasie en ek het nou maar net mense lief nie. Ek moet verstaan dat dit my gaan kos, dat daar 'n prys aan verbonde is, dat ek dalk nie dieselfde dag gaan uitstap as toe ek ingestap het nie. En dit is nie 'n vreemde koste nie, want Jesus het ook hierdie koste betaal. Dit het hom sy lewe gekos om lief te hê, soos wat God lief het. En dan sy opdrag aan die disippels, julle moet mekaar lief hê soos wat ek julle lief gehad het. En so leer ons dan aan ons lywe in iets soos moederskap, dat om lief te hê, om vrede, agente van vrede te wees, om deel te wees van God se skepingsverhaal, kos my alles. En dit is dalk nie altyd gemaklik nie, maar wat 'n voorreg om deel te wees van dit wat God doen. Ander voorbeeld sal dalk wees as jy op die sportveld gister was. Vir die kinders wat gister sport gedoen het of betrokke was by iets, dalk het jy gehardloop in die Salati. Ergens besef ons ook, ons het mekaar nodig. In 'n spansport sou jy verseker nie die ander span, of dit hokkie of netbal of rugby was, alleen kon aanpak nie. Daar's nie 'n manier nie. Maar dalk selfs vir die wat gehardloop het, weet dat dit 'n gemeenskap verg, dat jy die ondersteuning nodig het en die motivering saam nodig het. Dis iets wat ons leer en voel aan ons lywe, want in dieselfde opsig kom ons ook agter, wanneer ons 'n opdrag kry as gelowiges om die evangelie te gaan verkondig, om in die wêreld die goeie nuus te gaan verkondig, dat ons dit nie alleen kan doen nie. Dat ek 'n gemeenskap van gelowiges nodig het, dat ek die ondersteuning nodig het, dat ek die motivering nodig het, dat ek die gebede van die mense rondom my nodig het. Ek kan dit nie alleen doen nie. Hierdie oomblikke wat met ons gebeur, wat met my lyf gebeur, word die plekke waar ek deur my fisiese lyf ook leer hoe God funksioneer, hoe God se koninkryk werk, leer hoe God se hart klop. Dit word die manier hoe ek as te ware eintlik op 'n baie praktiese manier God voel, beleef en ervaar. En wanneer my uitgangspunt is dat ek 'n offer is vir God, dat ek nie aan myself behoort nie, dan beteken dit dat elke ervaring wat ek het 'n betekenis. En dis nie dit noodwendig alles wat met my gebeur van God afkom nie, maar is dat alles wat met my gebeur, kan ek met God deel, word deel van my reis saam met God. Die ander aspek is natuurlik dit wat ek doen, dit wat ek self kies. En op hierdie punt is dit eintlik regtig eenvoudig. Wanneer ons die vraag begin vra rondom, mag ek tatoeëermerke kry, of oorbelle insit, mag ek rook, moet ek oefen, moet ek gesond eet, dan is die vraag eintlik nie wat is reg of wat is verkeerd nie.
Dis die verkeerde plek om by dit te begin. Die vraag is eintlik, is hierdie, in hierdie oomblik, dit wat ek nou gaan doen, is dit tot eer van God? Gaan dit God verheerlik in die proses? Gaan dit iets reflekteer van God se koninkryk? En as dit nie doen nie, dan is dit 'n area waarby ek nie kom nie. Punt. Want ek is nie meer my eie nie. My lyf is nie my eie nie. Dis nie my lyf nie, dis my offer aan God. En so alles wat ek doen en aanpak, wat ook al dit mag wees, die vraag is nie reg of verkeerd nie, die vraag is dit tot eer van God? Ja of nee? Is dit iets wat God se koninkryk reflekteer? Is dit iets wat reflekteer dat God liefde is, dat God genade het, dat God verdraagsaam is? Is dit iets wat reflekteer dat God se hart teenoor ons as 'n Vader klop? En as dit is ja, dan doen ek dit. Want ek's nie myself nie, ek's nie my eie eiendom nie. Ek is 'n lewende offer aan God. Die beginsel hier agter is eintlik regtig eenvoudig, maar dis iets wat ons moet aanhou inoefen, want soveel keer kan ons selfsugtig raak en self besluit wat ons graag wil hê of wat ons graag wil doen. En die essensie eintlik is dat ek is nie my eie eiendom nie. En wat vir my ironies is oor hierdie teksgedeelte is, wanneer ons by die werk opdaag, sê nou maar jy moet 7 uur of 8 uur daar wees, en jy daag 7 uur of 8 uur op, dan sal niemand wat vir jou hande klap en sê, baie geluk, jy is vroeg, dis ongelooflik, of baie geluk, jy is op tyd, dis fenomenaal nie. Jy daag daai tyd op, want dit word van jou verwag. En Paulus sê in hierdie teksgedeelte, hierdie is ons redelike godsdiens. Met ander woorde, om my lyf vir God te gee as offer, is nie iets uniek nie. Dis iets wat van my verwag word. Dis nie die ding waarvoor ek 'n handeklap kry of sê, wow, hierdie is fenomenaal nie. Dis wat van my verwag word. En in essensie is dit die eeue oue ding wat ons vier saam met die doop. Ons het saam met Christus gesterf. En daarom het ons nou in Christus 'n nuwe lewe. Maar ons moet verstaan dat dit nie net 'n geestelike beginsel is nie. Dis nie net iets wat ons in konsep oordink nie. Dis iets fisies. Soveel soos wat my denke moet verander, soveel soos wat ek meer moet dink in die lyn van God. Net soveel is my lyf, dit wat ek ervaar en dit wat ek besluit om te doen, nie meer my eie nie. Dis my offer aan God. Dis God se eiendom. En so dit wat ek ervaar en dit wat ek beleef met my lyf, dit word alles deel van my reis saam met God. Ervaring van wie God is en hoe die koninkryk werk. En dit wat ek self doen, dit probeer ek nie bepaal, is dit reg of is dit verkeerd, is dit voordelig vir my, is dit voordelig vir iemand anders. Ek het nie eers nodig om deur daai vrae te gaan nie. Die vraag is net, is dit tot eer van God? Is dit besig om God te eer? Is dit besig om God se koninkryk te reflekteer? Want dit is my redelike godsdiens. Dit is eintlik so eenvoudig. Ons moet net nie onsself in 'n rat laat vasval dat ons op een of ander manier net besig is met ons kop en geloof en dat al hierdie goed dalk teoreties is of dat dit so geestelik is dat dit nooit regtig konkreet word nie. Want ons lywe is 'n konkrete aspek wat 'n sleutelrol speel in my geloof. En soveel soos wat ek kan sê dat ek glo in God se vrede en ek glo in God se genade en ek glo dat God my liefhet en my aanvaar. Ergens moet dit deurspeel in my fisiese wees en in my ervaar van die wêreld. Dit beteken dalk ook dat wanneer daar goed met my lyf gebeur of dit in my gesondheid is of in situasies waar ek myself bevind, dat ek ook erken in daardie moeilike spasies is ek God se eiendom. En so waar ek dalk bid vir genesing of bid vir herstel en is dalk nie dadelik daar nie of dit voel nie asof God my antwoord nie, ook dit word ons reis saam met God.
Om soos Jesus te kan in die tuin van Getsemane bid en sê, nogtans nie my wil nie, maar u wil. En ook daarin iets te leer van wie God is vir my. Wie God se koninkryk is en wat God se koninkryk is vir my. Gemeente, as jy tot op hede in die diens gesit en slaap het en jy het niks gehoor nie, dan wil ek net hê jy moet hierdie kernaspek van vandag saamvat. My liggaam is nie meer my eie nie, maar 'n instrument in God se koninkryk. En is nie iets uniek nie. Dis nie iets besonders nie. Dis eenvoudig my redelike godsdiens. Wat so mooi egter is aan al hierdie. En dalk is dit 'n oomblik waarin ons as geloofsfamilie mekaar moet herinner aan God se hart. Is wanneer ek iets aan God gee, het God altyd die vermoë om meer daarmee te doen as wat ek self daarmee kon doen. En so in die proses wanneer ek ook my fisiese wees, my lyf aan God gee, kan ek jou waarborg dat God jou op plekke gaan gebruik en in ruimtes en in spasies gaan gebruik wat jy dit nie verwag het nie. Dat jy goed gaan ervaar en beleef in God se teenwoordigheid wat jy dalk nie gedink het is moontlik nie. Onthou dat ons 'n God het wat ons liefhet. Onthou dat ons 'n God het wat vir ons tyd maak. En vir my en jou belangrik genoeg ag om in te trek in sy familie. Maar hierdie gemeente is ons redelike godsdiens. Om ook ons fisiese lywe op te gee as offer, lewende en heilige offer aan God. So wat ook al ek en jy doen, wat ons aanpak, mag dit in hierdie lyn wees, met hierdie fokus. Dis nie net ons gedagtes nie, dis nie net my gebede nie, dis nie net my woorde nie, dis ook my doen, my late en my ervaring in die wêreld. Amen. Met dit in gedagte wil ek vra